ons praat, is vir my vreeslik, ek is baie opgewonde. Van verlede Sondag af tot en met nou, is dit vir my amazing hoe mense met my kom gesels het en vir my gesê het, Fransja, ons het so van die boodskap gehou, dis nie ek wat so grand is, maar dit is hoe amazing die Here deur 'n boodskap werk om met mense te praat. En verlede Sondag het ons gepraat oor, wees Jesus se hande. En ons het gepraat oor daai standbeeld wat in Londen was, die Jesus standbeeld wat toe nou met die Tweede Wêreldoorlog, hy was gebombardeer en hierdie standbeeld het sy arms en sy hande verloor en dit was stikkend en opgeblaas. En toe verander hulle die woorde aan die onderkant, dat ek en jy is die hande en die arms van Jesus in hierdie wêreld. En nou vandag gaan ons net 'n bietjie verder met hierdie hele gedagte. En ek wil vir jou vra, as jy 'n Bybel het, blaai saam met my na Matteus 25 toe en ons gaan lees vanaf vers 31. As jy nou nie jou Bybel saamgebring het nie, ons sal maar swyg, nee. Matteus 25 vers 31, kom ons lees saam. Wanneer die Seun van God kom, sal almal sien hoe belangrik hy is. Al sy engele sal saam met hom kom. Hy sal op die troon gaan sit en waar net die belangrikste een, die koning self, mag sit. Dan sal die mense voor hom bymekaar gebring word. Hy sal die mense in 2 groepe verdeel, soos 'n skaapwagter bokke en skape van mekaar skei. Hy sal die een groep regs van hom laat staan en die ander groep aan sy linkerkant. Die koning sal dan na die mense regs van hom draai en sê, staan nader, want my Vader is baie tevrede met julle. Heel van die begin af het hy in die hemel vir mense soos julle reggemaak. Hy wil hê dat julle dit saam met hom moet kom geniet. Maar weet julle waarom God so tevrede is met julle? Laat ek julle vertel. Ek het niks gehad om te eet nie, maar julle het my kos gegee. Toe ek dors was, was julle daar met 'n glas water. Toe ek nog vir julle onbekende was, het julle my al in julle huise verwelkom en selfs my slaapplek gegee. Julle het vir my klere gegee toe ek niks gehad het om aan te trek nie. Op my siekebed het julle my geduldig versorg. Toe ek in die tronk beland het, het julle nie vir my geskaam nie, maar vir my kom kuier. Vers 37 sê, die mense wat reg gelewe het hom onderbreek en het gesê, Here, wag so 'n bietjie. Waarvan praat u? Wanneer het ons u kos gegee en toe u honger was 'n glas water, toe u dors was? En ons kan nie onthou dat ons ooit u klere of blyplek gegee het nie. Help ons asseblief. Ons verstaan nie mooi nie. Wanneer was u siek of in die tronk en ons het u gehelp? Vers 40 sê, die koning op die troon antwoord, wil julle regtig weet wanneer julle hierdie dinge vir my gedoen het? Luister dan goed. Elke glas water of 'n stukkie brood wat julle aan 'n broer van my gegee het, het julle eintlik aan my gegee. Wie my vriende help, al is hulle hoe onbelangrik, help my. Daar's iets powerfuls rondom hierdie gedagte. En ons praat vanmôre oor jy moet Jesus se hande wees. Ek weet of jy dit agtergekom het, die baie van die liedjies wat ons vanmôre gesê het of gesing het ietsie te doen met hande gehad. Jy moet of jou hande oplig of dit praat oor Jesus se hande, want ons wil graag hê dat jy vandag bewus moet raak van jou hande. Hierdie 2 goed waarmee die Here jou gebless het. Raak bewus van hulle. Raak bewus wat hulle kan doen en wat hulle is en wat hulle beteken in jou lewe. Want as ons kyk na ons skrifgedeelte vandag, dan vat Jesus iets baie algemeens om vir ons 'n baie diep ding te verduidelik. En hy vat 'n skaapwagter waar die skape en die bokke wei. En hy sê dat net soos wat die skape en die bokke verdeel word, toe wonder ek bietjie maar hoekom word die skape en die bokke verdeel? Hoekom kan hulle nie nou maar net saam wei? Hoekom kan hulle nou maar saam wees die hele tyd, dag en nag? Wat is nou die issue? Toe sê hulle vir my dat die rede hoekom hulle skape en bokke skei van mekaar, want in die aande
Skape kan baie meer koue hanteer. So hulle kan maar gaan waar hulle wil. Maar die bokke moet by mekaar wees, want hulle hou mekaar warm. En Jesus gebruik hierdie ding en hy verduidelik dit. En nou kom jy ook agter dat die mense aan wie hy dit verduidelik staan dan, maar ons het nou nie 'n koek en klou wat hy nou verduidelik nie. En hy gaan verder en hy gebruik hierdie vers en hy sê vir hulle, luister dan goed. Elke glas water of 'n stukkie brood wat julle aan 'n broer van my gegee het, het julle eintlik aan my gegee. Wie my vriende help, al is hulle hoe onbelangrik, help my. En Jesus gebruik hierdie ding, hierdie voorbeeld, hierdie alledaagse voorbeeld om vir ons iets baie diep te verduidelik. En wat is dit? Wat is die bottom line van dit? Dat alles wat ek en jy doen aan die mense om ons, goed of sleg, doen ons nie net aan hulle nie, ons doen dit aan God. Wat jou laat dink, nê, en dit het my bietjie tot stilstand geruk, want ek wonder toe, in hierdie week wat verby is, hoe het ek die mense hanteer wat saam met my was? Hoe het ek met hulle gepraat? Hoe het ek teenoor hulle opgetree? Wat het ek gedoen? Want ek het dit nie net aan hulle gedoen nie, ek het dit aan God gedoen. Wat jou laat wonder, nê? Dat wonder, het ons regtig mense hanteer soos wat God hulle sal hanteer? Het ons regtig mense hanteer soos wat ons Jesus sal hanteer as hy voor ons sal staan? Ek wonder, ek vra die vraag. En ewe skielik het hierdie storie 'n baie diepe ding gekry. En ek lees in die week ietsie raak en ek wil dit graag met jou deel. Die ou skryf, our hands can be a blessing or a curse. It can bless someone or it can throw a bomb. We can slap a face or pat someone on the back. We can pull a trigger or place a ring on a finger. Dis die krag wat ons hande het. Dis die krag wat my en jou hande het. Nou vra ek, wat doen jy met jou hande? Kind van die Here, wat doen ons met ons hande? As jy nou in die week terugdink, wat het jy met jou hande gedoen? En besef jy, wat is die krag wat in jou hande lê? En wat se impak kan dit hê om die mense om jou? Maar weet jy wat, ek het in die week nou gesels met Janine en ek gesels met haar oor my boodskap en wat ek wil praat oor. En ek vra vir haar, dat jy al besef hoe baie jy van iemand kan sê as jy net na hulle hande kyk. Jy het al gesien. Ek meen as jy nou na daai hande kyk op daai foto. Wat gaan in jou gedagtes aan? Wat sien jy? Wat gaan in jou kop aan? Wat sien jy? Sien jy dalk nou die naal wat bietjie lank is en nie mooi is? Sien jy dalk 'n ouer hand? Sien jy dalk 'n sekere kleur mens? Nie dat dit enigstens relevant is nie, maar die punt is, jy kan iets sê van die persoon. En as jy na jou hande kyk, wat sien jy raak? Wat sien jy raak? As jy nou die persoon langs is, jy net gou so vinnig afkyk en jy kyk na hulle hande, wat sien jy raak? As jy na my hande kyk, dan gaan jy sien, ietsie het verkeerd gegaan met die pinkie, want hy kan nie lekker reguit nie. Ek weet nie wie van julle kyk kruiskykie. Is daar mense wat kruiskyk kyk? As hulle ooit daai kampvuur musiek hou, dan gaan julle my gesig en nou iewerste daar sien. En die stupid kameraman, nee, daai dag, ek sit daar op die baal en ek aanbid en ek sing saam. En weet jy wat doen hy toe? Hy gaan toe op my hand. En die laaste ding wat jy op die kamera sien is hierdie skewe pinkie. Toe dog ek, daar sit nou. Nou weet die hele wêreld, Frans het 'n skewe pinkie. Nee. Maar jy kan baie van iemand se hande sien. Jy kan baie. Ek dink aan 'n voorbeeld as ek na my ouma se hande kyk. Die eerste ding wat ek raak sien, ek kan sien dit is hande wat haar hard gewerk het. Jy kan dit sien. Jy kan sien daar's 'n storie agter hoekom hierdie hand lyk soos wat hy lyk. As jy na my hande kyk, dan gaan jy sien aan my regterhand, ek het 'n vreeslike sny hier oor my vingers, is omdat ek gedink het ek kan vleis sny toe ek 5 was. En toe sny ek amper my vingers af, nê. Nee. Maar as jy na my hand kyk, dan gaan jy 'n ring sien, want ek is getroud. Daar's iets wat jy kan sien oor mense se hande. En mettertyd
het ons ook sulke sê-goed of uitdrukkings met hande uitgebring. Vat 'n voorbeeld soos iets is handgemaak. Het jy al agtergekom dat jy vandag bitter baie geld betaal vir goed wat handgemaak is? In die ou dae was alles handgemaak. Die klere was handgemaak, die kos was handgemaak, alles is handgemaak. Die kinders is met hande groot gemaak en al sulke goedjies. Nou, jy het al gesien, made in China. Nee, Japan. En is hierdie vreeslike goed en op die einde is daar al soveel fabrieke wat al deesdae function en ons, daar's nie een hand wat aan dit raak nie. Iets is handgemaak. Ons dink aan iets anders soos hand-me-downs. Nee, nou dit kan 'n blessing of 'n curse wees. Nee, want daar's baie keer sulke ou stupid goeders wat mense so in die generasies afbring. Want oupa Grootjie se oupa Grootjie het nou hierdie kouse gedra, my kind, as jy dit dra, dan gaan jy nou geluk vind in hierdie lewe. Julle het dit al gesien, dis weird man. Nee, maar dan kry jy baie mense wat hierdie ongelooflike goed het wat hulle saambring. Baie keer is dit geld wat baie nice is, maar dan is dit dalk 'n ou pen of iets wat hulle gebruik het. Maar ons praat van hand-me-downs. Ons praat ook iets, ons gebruik 'n ding wat ons sê iemand klap hande. Hoekom klap hulle hande? Want iets is vir hulle mooi. Hulle appreciate iets, dan klap ons hande vir dit. Ek dink aan iets soos om hande vas te hou. Hoekom hou ons hande vas? Hoekom hou jy iemand se hand vas? Want jy voel veilig. Jy voel geliefd. Dit voel vir jou, jy's connected met iemand. Jy geweet, 'n kind se eerste seksuele ervaring, 'n kind se eerste seksuele ervaring wat hy in sy lewe het, is gewoonlik, indien daar nou nie iets verkeerd gaan nie, maar is gewoonlik wanneer daai kind met iemand die teenoorgestelde geslag sy hand vashou en hy besef wat hy doen. Sy eerste seksuele ding wat hy ervaar. Hande vashou. Nee, en dan praat ons ook oor eerstehands en tweedehands. Nee, ons wil graag, kyk die ouens wat nou like om te skinder en om die koppie tee en die koek sit, nee. Hulle hou daarvan as hulle eerstehandse inligting het. Nee, maar wat vir my so sad is wat daar uitkom. Maar dis tweede, derde, vierde, vyfde handse inligting. Nou op die einde het hierdie arme storie nou 17 ander stertjies gekry en dan gaan ons lankal nie meer oor die tannie wat geval het nie. Dan die tannie nou al oor see gegaan en 'n akteur het haar laat trip en toeval sy. Nee, eerstehandse inligting. As jy 'n kar koop, 'n eerstehandse kar, 'n splinternuwe kar gaan jy baie geld vir betaal, maar tweedehandse kar, maar daar kan jy nog geld spaar. Nee, en ons het hierdie goed waaroor ons praat oor ons hande. En hande is so betrokke in ons lewens. En ons praat daarvan. En Jesus nooi ons uit om sy hande te wees. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. Jeremia 18 vers 1 tot 6. Baie van julle ken hierdie storie. Julle ken hom nou uit julle koppe uit en ons het nou al baie gepreek hieroor, maar kom ek lees net weer vir jou. Jeremia 18 vers 1 tot 6 sê: Die Here het weer vir Jeremia 'n boodskap gegee. Hy het gesê: "Gaan na die werkplek van die pottebakker. Daar sal ek met jou praat." Ek het toe na die werkplek van die pottebakker gegaan en hom gekry waar hy besig was om die pottebakkerswiel te werk. Maar die pot waarmee hy besig was nie 'n sukses nie. Hy het toe die klei in mekaar gedruk en weer begin om 'n nuwe pot te vorm soos hy dit wou hê. Die Here het toe vir my 'n boodskap gegee. Hy het gevra: "O Israel, kan ek nie met julle net so maak soos die pottebakker met die klei maak nie? Kyk, soos die klei in die hande van die pottebakker is, so is julle in my hande." Hoor mooi daai laaste deel. Jy's nie in 'n onbekende se hande nie. Jy's nie in iemand wat nie weet wat hy doen se hande nie. Jy is in God se hande. Maar weet wat vir my so hartseer? Is iewerste in ons verhouding met die Here, het baie van ons op 'n plek gekom waar ons gesê het: "Here, dankie, maar dis nou genoeg. Moenie aanhou vorm nie. Hou maar op, ek is okay soos wat ek is. Ek sal dit nou self doen." En op die einde het ek en jy iets geword mettertyd
wat God nooit beplan het nie. Wat nooit God se droom of idee was nie. Maar omdat hy jou liefhet, omdat hy jou respekteer, omdat hy homself nie afdwing op jou nie, het hy jou toegelaat. Maar nou is die uitnodiging vir my en vir jou, dat o Israel, kan ek nie met julle doen, soos wat die pottebakker met die klei gedoen het, kan ek nie julle net weer vorm, julle help om weer te word wat ek julle beplan het nie. Dis die uitnodiging, dis wat God vir my en vir jou vandag sê. Kan ek nie weer net met jou werk nie? Want jy sien, baie Christene dink, dat my verhouding met die Here is perfek, daar kort niks. Dis nie nodig om nog verander of om by te sit nie. Dis 'n vreeslike gevaarlike plek vir jou om te wees. Is om op 'n plek te wees waar jy voel ek kort niks. Ek's perfek. Waak daarteen. Want jy is nie volmaak nie. Jy is nie volleerd nie. Jy het nie al die kennis nie. En God wil die heeltyd met jou werk. Dit laat my dink aan 'n storie wat ek in hierdie week raak gelees het. Ek wil graag met dit eindig vandag. Die pastoor gaan doen inkopies. En hy loop aan in die aisles rond en hy soek nou, maar dis nou 'n man wat hy weet nie regtig wat hy soek nie. So hy gaan soek en soek en soek en hy sien hier kom hierdie trolley met een massiewe spoed vir hom. Maar hy kan nie lekker sien wat die trolley bestuur nie, want die tannie wat hom stoot is so kort, jy sien nie die haartjies wipper. Hier agter al die groceries wat sy nou stoot. En hy kyk die trolley en hy besef toe, maar die trolley gaan nou nie stop nie, maar dit kom vir hom. Nee. En hy begin toe nou al kliphard te bid en sê, ag Here, as ek nou moet gaan, asseblief, mag my kinders weet ek is lief vir hulle, maar hierdie trolley kom vir hom, gelukkig die tannie stop toe, en hier ontwaak hierdie tannie, uit die agterkant van hierdie trolley met 'n vinger, wat sy vir hom point en sê, pastoor, ek het jou kerk gelos. Ek het jou kerk gelos. En die pastoor is nou nie op sy mond geval nie, maar hy besef toe, maar hierdie is nou 'n ding wat in haar hart wakker geraak het, en hy moet dit nou op 'n mooi manier hanteer. In 'n oomblik van wysheid help die Here hom om haar te antwoord, en hy sê, my tannie, ek sou ook die kerk gelos het, as dit my kerk was. As die kerk gegaan het oor my, sou ek ook die kerk gelos het. Maar dit is nie my kerk nie. So ek stem saam met jou, ek sal ook die kerk los, as dit gaan oor my. Stom geslaan, sê die tannie vir hom, maar die rede hoekom ek gegaan het, is, want jy het nie al my behoeftes vervul nie. Jy het nie al my behoeftes vervul nie. Hoor wat antwoord die pastoor. Hy sê, I don't ever recollect seeing you before, let alone talking to you, let alone knowing your needs. Did you ever tell anyone specifically what your needs were? She couldn't recall that she had, so I raised another question. Can you tell me, if we have 5,000 people sitting in that church, all with your attitude, how anyone's needs are going to be met? If you reserve the right to have that attitude, then you must give everybody the freedom to have that attitude. And if everybody has that attitude, who on earth is going to do all the need meeting? Wie in die kerk gaan die werk kry om almal se behoeftes te vervul? Standing her ground, she demanded that you tell me who will. Nou net dis 'n kwaai tannie die. You tell me will. Ek het die antwoord vir julle hier op die bord. Relieved, I said, I thought you'd never ask. This is what will work. When people stop sitting in the pew saying, they're not meeting my needs, and start saying, whose needs can I meet? Then needs will be met.
When the servant spirit flourishes in a congregation, then they minister to each other as unto the Lord. En dis die antwoord. Maar het julle al agtergekom dat in die kerk vandag sit ons met 'n klomp spoonfeeders? As die kerk nie dans na hulle pype nie, as die kerk nie is soos wat hulle dit graag wil hê nie, as die mense nie neerbuig in aanbidding as hulle in die deure instap nie, as mense nie alles vir hulle doen nie, as die pastoor nie mooi genoeg en lekker hard genoeg praat of duidelik genoeg praat nie, as die musiek nie 100% pas by dit waarvan ek hou nie, dan loop hulle daar uit en dan kom hulle nooit weer terug nie. Spoonfeeders. Ons wil graag hê die kerk moet na my toe kom en hulle moet vir my alles doen en gee. En waar het dit ons gebring? Dis nie wat God wil hê nie, dit is nie God se idee nie. God wil hê dat ek en jy moet op 'n plek kom waar ons nie meer vra, bedien my nie, maar waar ons op 'n plek kom waar ek sê, hoe kan ek jou bedien? Wat kan ek vir jou doen? Wat is jou behoefte? Dat jy werklik na iemand toe kan gaan en sê, omskalk, wat is jou behoefte? Wat kan ek vir jou doen? Dat jy na Danny toe kan gaan en sê, Danny, wat is jou behoefte? Wat kan ek vir jou doen, om jou te dien? Want jy sien, almal dink die pastoor, die kerkraad en die ouens wat hier werk, dis hulle werk. Die sendeling, hy moet mense gaan wen. Ek hoef nie dit te doen nie. En nou wat? Nou wonder ons hoekom kerke leeg raak. Nou wonder ons hoekom daar 'n kerk nou in Pretoria is. Gelukkig bly nie een van julle daar nie. Dis net ek en Janine wat daar bly. Maar daai mense is mal daar. En nou is die blou bulle ook nou nog daar, maar daar gaan ons nou glad nie gaan nie want dis 'n gebedssaak. Maar die ding is net in daai wonderlike stad waar ons nou 'n plekkie het, nee. Daar is verlede week was dit in die koerant, nou 'n kerk waar die pastoor homself verkondig dat ek is die nuwe Christus. I kid you not, die reëls van die kerk werk so, as jy wil trou, moet jy eers hulle toestemming kry. As jy 'n lidmaat is in daai gemeente, nou hierdie is die enigste goeie deel van daai kerk, dan behoort al jou finansies aan die kerk. Dis die enigste goeie deel. Nee. Maar dan, hoor mooi, dat as jy 'n lidmaat van daai kerk geword het, mag jy hom nooit weer verlaat nie. Dis hulle reëls. En dat die ouens voor hierdie pastoor, dominee, wat ook al jy hom noem, ek weet nie wat hy is nie, jy moet voor hom buig as jy in sy kerk is. Hoekom gebeur hierdie goed? Wat is die antwoord? Want Jesus se hande is nie besig om te werk nie. Mense is nie besig om mense te bedien nie met die werklike waarheid nie. Nou los ons die mense, dan wonder ons hoekom hierdie goed gebeur, maar die vraag is nie hoekom is daar nie 'n pastoor of iemand wat hulle aanvat nie? Hoekom doen jy en ek nie iets nie? Hoekom gaan bedien ons nie daai mense? Hoekom los ons hulle dat hulle met 'n vals lering kan rondloop? Hoekom los ons mense dat hulle vir ewig en altyd sonder die Here lewe? Hoekom los ons hulle? Want almal van ons kan dalk iemand opnoem wat ons weet ken nie die Here nie. My vraag is net, wat het jy al gedoen aan die saak? Of bid jy net dat iemand anders dit sal doen? Jesus vra, wees my hande. Ons kom nou uit Pinkstertyd, waar ons gepraat het dat die hoofdoel van die Heilige Gees is om jou te help om 'n kind van die Here te word. Dis hoekom Jesus sê dit pertinent, ek gaan vir julle iemand stuur wat julle help. Jy en ek moet Jesus se hande in hierdie wêreld wees. En ons het 'n helper. Ons het iemand wat agter ons sal staan. Kom ons hou op om spoonfeeders te wees. En kom ons raak mense wat uitgaan om mense se behoeftes te vervul. Ek sê nie, word 'n vloerlap wat iemand oorloop en jou misbruik nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê nie, jy moet nou hier uitgaan en al jou geld gaan uitgee nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê, gaan en vra die Here, Here help my vandag om u hande te wees in die situasie wat ek is. Ek het al amazing goed gehoor. En my pa het eendag gedoen en ek was so stom geslaan rondom dit. Ons ry en ons gaan deur 'n tolhek en ons staan in sulke rye en toe ek weer sien, toe betaal hy vir die ou agter ons. Ek vra te vir hom, hoekom?
Hy sê nie, want ek voel net in my hart, dis wat ek moet doen. Dis Jesus se hande. Weet jy wat is so special? By die volgende petrolstasie, toe kom die mense en toe sê hulle, hoorie, wat het daar gebeur? Toe sê hy, nee man, ek wil julle net gebless het. Is reg, lekker dag vir julle. Wees Jesus se hande. Vra die Here, help my in my situasie, in my werksomgewing, in my huis, hoe kan ek u hande wees? In my kerk, hoe kan ek u hande wees? Ek wil nie net nog 'n mens wees wat in 'n kerk inkom om net 'n sitplek warm te sit nie. Ek wil iets doen. Here help my, hoe kan ek hierdie kerk dien? Weet jy wat is my so spesiaal? Weet of julle in die ingangsportaal gesien het, julle gesien ons logo hang daar, net so groot. Bram kom na my toe en sê, weet jy wat, ek het iemand wat 'n behoefte het om mense te dien, en hy wil hierdie vir julle maak. Wie is Jesus se hande? Die ou is nie eers in ons gemeente nie en hy maak dit vir ons. Daar's ietsie vir my in daai storie. Wat kan ek en jy doen? Hoe kan ons betrokke raak? Hoe kan ons werk en Jesus se hande wees? Kom ons bid saam. Papa Vader, Here, dankie dat ons vandag by mekaar kan wees en gesels rondom u woord. En Here, dankie dat ons vanmôre bewus geraak het van ons hande en die krag wat in ons hande is. Here, my hartsbegeerte is met hierdie tyd waar ons nou gaan in sending en Here, waar ons uitreike het, waar ons werklik uitgaan om mense te help en te bedien. Here, mag u vir ons iets in ons hart wakker maak rondom om u hande te wees. Here, dat ons werklik, wanneer ons op daai uitreike gaan, wanneer ons deel raak daarvan, dat ons werklik u hande sal wees vir mense. Here, want ons besef net oor en oor en oor, dat hierdie wêreld waarin ons leef, kort u hande. Hulle kort u. En Here, u het ons gevra, gaan dan heen en maak disippels. Gaan dan heen. En Here, help ons om u hande te wees. En Here, ek weet dis baie keer stretching, ek weet dis baie keer moeilik, ek weet dis baie keer 'n onbekende. Here, maar mag ons u vind in daai onbekende. Here, mag ons u vind in daardie moeilik, daardie ek weet nie hoe nie. Here, sodat ons werklik 'n getuienis kan hê, dat daai man, daai vrou, daai kind, is werklik Jesus se hande in hierdie wêreld. Here, want ons wil nie net mense wees wat in 'n kerk sit en sê, voed my, bring na my toe, gee vir my. Here, ons wil 'n kerk wees wat sê, wat kan ek vir jou doen? Hoe kan ek jou bedien met Jesus? Here, mag dit in ons harte wakker raak en in hierdie tyd wat ons met die uitreike besig is. Here, dankie dat u in mense se harte werk en dat mense saam staan en saam hande vat waar ons daardie drome 'n realiteit kan maak, waar ons werklik mense kan bedien met liefde en vir mense iets gee wat hulle lewenskwaliteit dalk net vir 'n oomblik kan lig. Here, dankie daarvoor. En mag u in ons harte werk in Jesus se wonderlike naam. Amen. Familie en vriende, dankie dat